Goeiedag almal. Kom ons gesels so 'n bietjie oor daardie donker tye in jou lewe. Nou ons lees in die woord van die Here dat baie manne en vroue reg deur die Bybel het soms donker tye in hulle lewe ervaar. Vat maar net vir Dawid. Saul het jag gemaak op sy lewe. Soos 'n jagter diere jag, het hy Dawid gejag. Hy het Dawid gejag asof hy 'n krimineel was. Dawid se toekoms het absoluut duister gelyk, donker gelyk, want almal was teen hom. Hy moes van bergreeks tot bergreeks vlug, van woestyn tot woestyn. Alles was teen hom. Nou met dit in gedagte moet ons die volgende vraag vra. Wat het Dawid staande gehou tydens hierdie donker tye in sy lewe? Nou ek glo dat daar slegs een ding is wat Dawid staande gehou het. En dit is sy fokus het hom staande gehou. Psalm 27 deur Dawid geskryf gedurende hierdie donker tye in sy lewe gee ons 'n duidelike aanduiding van sy optrede as mens, afgesien van sy omstandighede. Sy fokus was op die regte plek. Psalm 27 vers 1. Die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Sy toestand van duisternis laat hom opkyk na die helder lig van God se teenwoordigheid. Jesaja 60 vers 1 en 2, luister wat staan hier. Staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Omdat Dawid se fokus op die regte plek was, sien ons ook in hierdie vers dat sy verwagting was van die Here. Want hy roep uit, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? En onthou, al hierdie dinge, dit wat hy hier skryf hy in tye van duisternis. Nou hierdie woordjie heil, die Here is my lig en my heil, in hierdie vers is die Hebreëse woord Yesha, wat beteken verlossing, redding, voorspoed en veiligheid. Die Here is my verlossing, my redder, my voorspoed en my veiligheid, vir wie sou ek vrees? En daarom weet Dawid, geen onheil sal hom tref nie, want hy staan vas op die Here se beloftes en hy roep uit, die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? Dawid gebruik hierdie uitdrukking die toevlug, wat in Hebreëus woord mahos is en dit dui op 'n baie sterk vesting, 'n versterkte plek teen die vyand se aanvalle. Hy sê die Here is my sterk vesting, 'n versterkte plek teen die aanvalle van my lewe van my vyande. Vir wie sou ek bang en vervaard wees? En in hierdie maos van die Here se teenwoordigheid, wat soos 'n versterkte plek teen die vyand se aanvalle is, roep hy uit in Psalm 27 vers 2 en 3. As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja myne, struikel hulle self en val. Is dit nie wonderlik nie? Hy gaan verder en hy sê, al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. En onthou, al hierdie dinge sê hy in sy tyd van nood en duisternis. Te midde van sy hopelose toestand kan ons sien dat Dawid weet sy enigste hulp is die Here, en daarom roep hy met opgewonde verwagting uit in Psalm 27 vers 13. O, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Hy gebruik hierdie woordjie o, wat eintlik dui op na lulei in Hebreëus, dat beteken ek sou flou neergeval het. Hoor jy wat sê hy in sy gebed in donker tye van sy lewe in Psalm 25 vers 2? O my God, op U vertrou ek, laat my nie beskaamd staan nie. En dan profeteer hy daar in vers 3, ja, almal wat U verwag sal nie beskaamd staan nie. Hulle sal beskaamd staan wat trouweloos handel sonder oorsaak. En hierdie uitdrukking, beskaamd staan, is die enkele Hebreëse woord bush, wat dui op iemand wat geskok en bleek van teleurstelling is. En met dit in gedagte, Psalm 25 vers 3 sê hy, ja, almal wat U verwag,
sal nie geskok en bleek van teleurstelling wees nie. Is die Here nie goed nie? Ag, ek wil jou aanmoedig in jou tyd van duisternis, as alles teen jou is en jy voel jy's verslae, die Here het jou dalk vergeet. Nee, dit is nie waar nie, die Here het jou nie vergeet nie. Wees soos Dawid, profeteer oor jouself, profeteer met verwagting, 'n ingrype van die Here in hierdie donker tyd in jou lewe. Psalm 121 vers 1 en 2, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En dan roep hy uit en hy sê, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, en maak hierdie verse jou verse vir die res van hierdie week. In jou tye van duisternis, ek slaan my oë op na die berge. Ja, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dankie Here, dankie dat U 'n God van wonders is, 'n God van deurbrake, 'n God van voorsiening en 'n God van nabyheid en ook 'n God van beskerming in ons tye van duisternis. Dankie dat ons oog op U kan vestig in Jesus naam. Amen.